Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier, lekker dat ons hierdie week saam kan tyd spandeer en dankie soos gewoonlik vir jou likes, jou comments en net die feit dat jy inskakel en hierdie boodskap van ons help versprei deur die res van die land en waar jy ook al mag tref. So hierdie week gesels ons oor die evangelie vat nie verlof nie. Die evangelie van Christus sit nie verlof in nie. En wat beteken dit vir my en vir jou? Dit beteken dat ons werk as gelowige altyd aanhou. So selfs wanneer ek met verlof is en selfs wanneer ek met vakansie is my ingesteldheid nog altyd om die Here te verheerlik, is my ingesteldheid nog altyd om disippels te maak. En ons gaan so 'n bietjie reis deur dit en waar ek en jy ons fokus kan sit, selfs in hierdie vakansietyd en of jy nou weggaan en of jy by die huis bly, maar hoe ons mense kan beïnvloed, hoe ons mense kan inspireer en bo alles hoe ons mense kan kry om 'n pad saam met Christus te stap. En ek deel sommer al met jou 2 Timoteus 1 vanaf vers 8 sê, moenie skaam wees om oor die Here te praat nie. Net so min as wat jy skaam hoef te wees, dat ek as jou vriend, ter wille van hom, hier in die tronk sit. God sal vir jou die krag gee wat jy nodig het, om die swaar kry wat Christendom mag bring, saam met my te kan verdra. God het ons mos weer sy vriende gemaak, en gevra om net vir hom te leef. Wow, Paulus kom sê 'n paar dinge. Hy sê moenie skaam wees nie. Hy sê maak nie saak wat jy doen nie, moenie skaam wees oor Christus nie. En dis 'n ding wat ek nogal beleef by gelowiges deesdae. Mense is huiwerig, mense is skaam oor wat mense se persepsie en idee oor hulle is, wanneer hulle oor Christus praat, en wanneer hulle besig is om te evangeliseer. En daar's 'n ander vers wat my baie bang maak in die Bybel, wat sê, wanneer ons vir Christus skaam, hy sê hy sal hom skaam vir ons, voor sy Vader. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is nou nie die bootjie waar ek in wil wees nie. En ek wil jou vra om hierdie week in te gaan met hierdie denkwyse, dat mense, wanneer hulle met vakansie is, die Engelse sê drop your guard, maar mense is nie so, ek wil sê op hulle hoede nie. Dis hoekom mense wat met vakansie is so maklik, hulle selfone gesteel raak en die klas van dinge, want mense is nie op hulle hoede nie. Maar net so wil ek vir jou sê, dis dalk die perfekte geleentheid om met mense te doen te kry wat die Here nodig het. Dit is die beste geleentheid om mense te vertel van die liefde van Christus. Dit is die beste geleentheid om goed en gaaf te wees vir mense. So mag dit die ingesteldheid wees wat ons ingaan. Mag ons nie skaam wees nie, en mag ons daar waar ons beweeg, of dit die strand is, of dit die mall is, of dit die huis is, waar ook al ons is, mag ek en jy gaan en mense vertel van die goedheid van Christus. Mag ons 'n lopende voorbeeld wees van sy liefde, en mag ons mense inspireer, deur net dit wat ons doen en sê. Kom ons bid saam. Here, ons eer en ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het, om in die koninkryk te kan staan, te kan werk, Here, en dis ons begeerte vandag, Here, dat ons ingesteldheid so sal wees, dat ons sal aanhou evangeliseer. Maak nie saak waar ons gaan, met wie ons te doen kry nie, Here, mag ons konstant besig gewees om te vertel en te deel van u goedheid en u guns, Here, en u liefde. Ons eer u daarvoor, Here. Dankie dat u nooit verlof vat nie, Here, dat u altyd 24 uur op bystand is vir ons. Ons eer u daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het, jy moet 'n wonderlike dag hê. Sien jou môre. Totsiens.